Ons dierbare Here, baie dankie vir die wonderlike liefde, dankie vir die sorg, en Here, en dat ons werklik net so op U kan steun in hierdie tye. Ongeag hoe moeilik dit in die wêreld mag gaan, ons vertroue bly op U, en U is ons krag en ons sterkte, U is ons in staatstelling, om daar by ons werksplek ons deel te kan doen, Here, en deur dat U ons vorm in ons karakter om heilig te wees, dra dit ook by tot voordeel vir die werk, Here, en ons dankie ook daarvoor, en daarom, Here, wil ons U eer dat U vir ons ook so kom voorsien. Ons bid dan, Here, vir hulle wat in moeilike omstandighede is, dat U ook vir hulle so mag help en ondersteun en deurdra, en Here, en dankie dat ons elkeen net ons deel ook so vir U kan doen, Here, en kan bring, soos wat U vra, en ons weet, dis U wat seën, nie mense nie, dis God wat seën, en ons vertroue en verwagting is van U alleen. Amen. Nou, lieve vriende, ons gaan dan nou net so na die groot gebod luister, soos jy opgeteken vind, daar in Matteus 22, daar vanaf vers 35. En daar staan hierdie woorde, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord om, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Nou mag ons dit so doen, liewe vriende, en dank die Here vir sy instaatstelling dat ons dit ook so kan doen. Kom ons gaan staan, dan doen ons belydenis, en dan spreek elkeen in sy en haar hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het tot in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ewe onbegryplik wese van Gees, hier leer my ek ken al beter, ek gehoorsaam kind te wees, ons wil sing van al die liefde, in die waarheid wil ons juig, amen, blye evangelie, amen, bly my hart getuig. Nou, lieve vriende, ons wil u nooi om die woord van die Here oop te maak, en wel by Deuteronomium, die 6de hoofstuk, Deuteronomium hoofstuk 6, en dan gaan ons daaruit saam lees. Jy kan die woord oophou daar as jy wil, deur die diens, ons sal die teksverse op die bord ook sit, maar ons gaan nou net so 'n paar verse daarvan dan saam lees hier in Deuteronomium hoofstuk 6 dan. So, lieve vriende, kom ons gaan dan daar saam lees soos dit in die woord van die Here opgeskrywe is, en terwyl jy die woord van die Here dan daar oop het, kom ons bid dan net eers saam en vra die seën van die Here ook oor sy woord. Ons dierbare Here Jesus, baie, baie dankie vir die voorreg om u woord in ons hande te kan hou in hierdie oomblikke. Dis nog wonderliker, Here, as u woord in ons harte inkom, en dat ons dit daar kan bewaar en kan bære, soos die skrif sê, dat ons teen u nie sal sondig nie. En ons gaan nou daaruit lees, Here, dat daarom vra ons dat u woord lewend sal kom maak. U alleen kan u woord lewend maak, Here. Ons kan dit tot daar by die ore kan dit kom, Here, en tot in ons gedagtes dalk in hierdie oomblikke. Maar wil u dit nie in hierdie oggend kom gebruik om diep af te sak tot binne in ons harte. En dat ons as mense vandag in 'n eerlike en opregte harte voor u mag staan, so met u mag wandel en so met u mag leef, dat u verhoog sal word en dat u verheerlik sal word.
Ons bid saam vir die redding van siele, en die heiliging van die kinders en besonderlik, Here, terwyl ons nader na Pinkster toe gaan, het ons dit so nodig om onsself weer te ondersoek wat hierdie saak betref, en dat ons werklik waar heilige manne en vroue van God sal wees, jong mense, tot eer van U naam. En ons bid daarvoor dat U U woord so sal gebruik in hierdie tyd ook. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, U raak aan. U is die enigste groot geneesheer wat daar is, Here. Dis U wat die werk kom doen, dis U wat die oprigting kom doen, en ons bid in besonderlik ook vir hulle wat in moeilike omstandighede vanoggend is, en nie is hier by die kerk kan wees as gevolg van hulle siekte nie. Ons bid vir hulle, Here, wil U nie kom onderneem, wil U nie kom deurdra ook daar. Baie dankie dat ons vir mense kan bid wat in moeilike omstandighede mag verkeer, Here, dalk nie na die liggaam nie, maar op ander gebiede in hulle lewe. Ag, mag hulle toevlug tot U vind, mag hulle hulp in U vind, en hulle hoop in U kom stel, hulle vertroue in U kom stel, en Here, en dat U 'n groot en heerlike werk ook vir hulle sal kom doen. Baie dankie, ons bid vir ons land, ons bid vir ons kerk, ons bid vir die kweekskool, en ons vra, Here, dat U sal kom ingryp, en dat U sal gee, dat ons land weer mag draai na U toe. Wil U nie vir ons herlewing kom stuur, Here, hier voor U koms. Ons kyk na die wêreld gebeure, dan is ons van mening dat U koms is baie naby. En Here, en daarom bid ons, wil U nie herlewing kom stuur vir soveel mense wat U nog nie ken nie, soveel mense wat op valse fondasie staan, mense wat dink dat hulle kinders is, maar hulle is dit nie. Here, ons bid vir hulle. En wil U nie 'n diepe oortuigende werk kom doen in hierdie dae, en ons bring aan U die eer en die lof vir die werk dan ook. Seën dan vir ons saam, en ook so U woord, en ons dankie vir die goedheid. Amen. Deuteronomium hoofstuk 6, liewe vriende, kom ons gaan daar saam lees vanaf die eerste vers dan. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here, julle God, beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou. Jy en jou kind en jou kindskinders al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. Hoor dan, Israel, en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan, en dat julle baie kan vermenigvuldig soos die Here, die God van jou vaders beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou kragte. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in die huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind om jou hals, en dit moet as 'n voorhoorsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. En as die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vaders, Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om jou te gee, groot en menigte stede wat jy nie gebou het nie, en huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word, neem jou dan in ag dat jy die Here nie vergeet wat jou uit Egipte, uit die slawehuis uitgelei het nie. Net tot daar, lees ons vir nou saam. U kan maar die woord ook so oophou en mag die Here dit ook so seën. Nou, liewe vriende, u weet dat die volk Israel is ons nou uit Egipte land uit. Ek dink u kan dalk nog onthou so 'n ruk terug met boodskappe oor Egipte en in die woestyn en in Kanaan wat hulle moes ingaan. En op hierdie stadium was die volk nog daarso in die woestyn gewees en hulle moes dan in Kanaan in beweeg het. In Egipte was 'n duidelike voorbeeld altyd vir mense wat ongered is en hoe hulle dan nou deur die Rooi See trek, 'n wonderlike beeld van 'n redding, hoe die Here iemand 'n kind van God maak. En dan in die woestyn is die voorbeeld van 'n vleeslike kind van die Here se lewe,
Iemand wat gered is, maar nog nie vervul is met die Heilige Gees van God nie. Dit is wat dit voorstel daar in die woestyn. En dan in Kanaan is daar die kind van die Here, hy is gered, maar hy is ook vervul met die Heilige Gees van God. En daarom die wonderlike oorwinnings in Kanaan, daar's nie hierdie staan en val lewe soos dit in die woestyn gaan nie. En nou kom ons in Deuteronomium 6 en die Here kom praat hierso met sy volk en hy sê vir hulle, jong, julle moet ingaan in hierdie land wat vir julle daar beskik is, die beloofde land waartoe julle moet gaan. Maar julle moet julle voorberei om in te gaan. Daar's dinge wat julle nou moet doen, sodat wanneer julle in die beloofde land is, dit eintlik iets is wat julle net sal doen. Julle moet julle voorberei om in te gaan in die beloofde land. Nou, liewe vriende, met dit genoem, is dit juis waartoe ons vanoggend met u as gemeente wil beweeg, met Pinkster wat voor lê. U weet mos nou waaroor Pinksterdienste gaan. Pinksterdienste gaan oor die Heilige Gees wat uitgestort is. En nou is dit nie net dat die Heilige Gees uitgestort is nie, dit beteken, elke kind van die Here moet op 'n plek kom om te sê, Here, is ek vervul met die Heilige Gees van God? Is ek nog onder volle beheer van die Heilige Gees van God? Hierdie twee hoofgebeurtenisse moet in 'n kind van die Here se lewe gebeur, naamlik dat ek in enige mens se lewe gebeur, ekskuus. 1, dat ek gered word, dat ek 'n kind van die Here word. 2, dat 'n kind van die Here vervul word met die Heilige Gees van God. Dis die twee groot geestelike gebeurtenisse wat in enige mens se lewe moet gebeur. Redding is nodig sodat ek weet dat ek hemel toe gaan. Vervulling met die Heilige Gees is nodig sodat ek 'n kragtige instrument in die hand van die Here kan wees. 'n Lewe wat algeheel aan die Here oorgegee is, wat die Here kan gebruik in elke opsig. En dat ek leef absoluut, nie vir myself nie, maar vir die Here, tot eer van sy wonderlike naam. En daarom is dit belangrik sekerlik om te weet, as dit is wat die Here wil hê, dat ek in hierdie beloofde land wil ingaan, dat ek vervul moet word met die Heilige Gees. Wat is die voorbereiding wat so 'n persoon dan moet tref, liewe vriende? En daar is voorbereidingswerk wat aan 'n kind van die Here se lewe gedoen moet word dan ook. So kom ons gaan dan onder hierdie tema so met u deel, liewe vriende, wat hy sê, opdragte om Kanaan in te gaan. Die Here se opdragte voordat jy Kanaan kan ingaan en dat wanneer jy in Kanaan is, moet hierdie opdragte nog steeds uitgevoer word. En wanneer ons hierdie opdragte sien of hierdie vereistes wat die Here daar stel sien, liewe vriende, dan moet dit vir my en u by 'n plek bring om te sê, ek moet die prys bereken. Gaan ek met God deurgaan? En nou moet jy mooi hoor, net hulle wat bereid is om deur te gaan met die Here, om die prys te bereken, om in hulle self te sterwe en so meer, net hulle sal in Kanaan ingaan. Die ander sal nie ingaan nie. En daarom is dit so belangrik dat u en ek as kind van die Here daar moet kom, want dit is 'n plek van wonderlike seën. Dis 'n plek van wonderlike oorwinning in jou geestelike gebied, in jou geestelike lewe. En dis dit wat die Here wil hê wat moet gebeur dan. Nou eerstens kom die Here en hy maak 'n baie duidelike verklaring in vers 4, wanneer hy sê, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. So baie duidelik, die eerste ding wat hier so baie duidelik gemaak moet word, is dat die Here moet eerste in jou lewe wees. Jou lewe moet daarop gerig wees om te sê, my lewe gaan oor God, om hom te dien en hom te behaag. Ek is nie gerig, my lewe is nie gerig vir myself, en om hier in die woestyn net na myself om te sien, en my eie dinge en my eie behaag na te streef nie, maar om die eer van God na te jaag. En hierdie is die heel eerste kwalifiserende saak, liewe vriende. Dit moet daar in u as kind van die Here se hart, nou nadat ek gered is, sal dit in my lewe sekerlik so begin, dat ek hierdie vraag begin het, ek wil meer en meer vir die Here doen. Daar sal al hoe meer kleiner dingetjies in my lewe, my begin hinder en begin pla, maar hoekom doen ek hierdie goed? Hierdie ding wat ek doen, dit bevorder nie die eer van die Here nie. En dis 'n bewys van redding, wanneer ek mens op daai plek is om te sê, maar ek wil meer vir die Here begin doen. En ek kan nie, daar's dinge wat ek nie meer wil doen nie, wat ek dalk doen, my nooit voorheen geplan nie, maar dit begin my te pla. Dit begin my te pla hoeveel ek bid.
Dit begin my te pla dat ek dalk nie met iemand gepraat het oor die Here terwyl daar 'n geleentheid was om dit te doen. Dit begin my te pla, liewe vriende, dat ek dalk nou een of aan my meer so vinnig begin uitkom en nie oor ander mense my snaaks aankyk nie, maar oor dit skade doen aan die naam van die Here. Begin dit te my te pla. My liefdeloosheid begin my te pla, my onvergewingsgesindheid, my koudheid, wat ek nie altyd ongesien het vroeër nie, is in my lewe daar, en ek kom agter eintlik hoe koud ek is teenoor die Here se dinge en teenoor ander mense. En ek kom agter, Here, maar my lewe, ek het soveel tyd wat ek spandeer aan my dinge en myself en nie meer opoffer vir u saak nie. En dit begin die kind van die Here te pla en hy sê God moet eerste in my lewe kom dan ook. Dan, liewe vriende, is daar nog 'n saak wat daar is en dis daar in die 5de vers net daarna wanneer hy dan hierdie woorde ook sê dat daar natuurlik die regte gesindheid moet ontstaan in 'n kind van die Here se hart. En vers 5 sê: "Daarom moet jy Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag." En hier is die volgende ding. As ek in Kanaan wil ingaan, liewe vriende, weet u wat dryf my en u as kind van die Here om die Here te soek vir 'n geesvervulde lewe? Ons liefde vir God. Nie iets anders nie. Daar's mense, liewe vriende, hulle wil vervul word of hulle praat dat hulle vervul is met die Heilige Gees en dan al wat jy daarna hoor is ek dit en ek so en ek het hierdie en dan dink ek jy kan nie vervul wees met die Heilige Gees nie. Want as dit nie die liefde van Christus is nie. Liewe vriende, party wil vervul word met die Heilige Gees, verskoon dat ek dit nou so uitdruk, want hulle dink hulle kry hierdie superpowers, hulle kry hierdie krag en hulle kan nou gaan profeteer en hulle kan nou gaan dit doen en hulle kan vir hierdie ou se, en liewe vriende, waarmee is mense besig? Jy word vervul met die Heilige Gees oor hierdie een saak. Ek wil die Here lief hê met my hele hart. Ek wil nie hê daar moet iets wees in hierdie hart van my wat keer dat ek die Here nie kan lief hê nie. Daar moet nie iets wees in my hele siel en alles wat ek doen wat keer dat ek nie die Here sal lief hê nie. Dis hoekom ek nodig het om vervul te word met die Heilige Gees. En dis hierdie liefde wat die kind van die Here dryf om die Here te gaan soek, sekerlik ook vir die vervulling met die Heilige Gees ook. So die regte gesindheid, liewe vriende, verskoon, is 'n baie belangrike saak wat daar ook sekerlik moet wees. As die gesindheid nie reg is nie, hoe gaan ek vervul word met die Heilige Gees? 'n derde wat daar is, liewe vriende, daar is natuurlik hierdie opdrag rondom die woord van die Here in vers 6 en vers 7 wat sê: "En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in die huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan." Liewe vriende, so daar's 'n baie duidelike opdrag oor die woord van die Here. Dit gaan aan in vers 8 en in vers 9 wanneer hy sê: "Ook moet jy dit as 'n teken bind om jou hand en dit moet as 'n voorhoorsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe." Nou, liewe vriende, as jy nou al hierdie bymekaar sit, kan ons dit maar net so saamvat in een sinnetjie. Die woord van God moet my hele wese, my hele lewe vervul. Maak nie saak waar ek kom nie, die woord van die Here sal altyd in my hart lewend wees. Dit sal altyd iets wees wat die Here kan gebruik. Die woord van die Here sal iets wees wat ek gereed sal wees om altyd oor te kan dra, liewe vriende. Dit is veral dan aan hulle wat die Here aan my gegee het om dit te doen. Ons kinders. Ons kleinkinders, hulle wat naby jou in die huis is, naby in die hart is, om dit sekerlik so ook oor te dra. En dit sal nie anders kan, liewe vriende, as jy dit met jou kinders en jou kleinkinders en so deel, dan gaan jy dit met die vreemdeling ook deel. Kan nie anders nie. Die van u, liewe vriende, wat nou kinders en kleinkinders het, u weet mos nou, u het nou al daar het dan al gesprekke opgekom en dan het ons so bietjie gepraat, dan het daar ietsie gebeur. Sê, nou die dag my kind of my kleinkinders, of toe die kinders klein was, toe het hulle dit gedoen of dat gedoen. En ons deel dit met die vreemdelinge, sommer so oor wat die kinders, hoeveel te meer sal ons dan nie die woord van God begin deel nie, liewe vriende. So die woord van die Here moet hierdie plek in 'n mens se hart hê. Dis onmoontlik om die Here te gaan soek vir die vervulling met die Heilige Gees, maar jy het nie voor die tyd 'n behaag in die woord van God nie. Liewe vriende, as jy nie die woord van God lees nie,
dat die Here met jou kan praat nie, hoe gaan jy die Here soek vir vervulling met die Heilige Gees? Want iemand nou dit hoor. As u wil hê dat jy vervul moet word met die Heilige Gees, liewe vriende, gaan nie nodig hê om die woord van God te lees, en weet jy waarom? Want God gaan sy woord gebruik om jy te oortuig van die onreinheid binne in jou. Hy gaan jy oortuig, jou hart is onrein, jy moet gereinig word. En jy gaan nie weet van hierdie onreinheid nie, want ons mense dink ons is so oulik, totdat ons die woord van God begin lees, en dan sal die Heilige Gees deur die woord van God my begin aankla, my oë begin oopmaak en te sien, maar ek is nie in Kanaan nie, ek het nie die volheid nie, ek het nodig om daar te kom. Daar in Psalm 1 vers 2 staan hierdie woorde, hy sê, maar sy behaag, gaan hy nou te vinnig daar. Hy sê, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet, dag en nag. Vers 2 sê dit, vers 3 sê, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. So liewe vriende, die klem wat ek hier wil hê is, daar's baie mense wat op 'n plek kom en dan sê hulle, ek het die Here vertrou my te vervul met die Heilige Gees, en nou het ek begin om die Bybel te lees. Miskien het jy dan eers tot bekering gekom. Jy is nog nie vervul met die Heilige Gees nie, het net tot bekering gekom. Want iemand wat tot bekering gekom het, liewe vriende, lees die woord van die Here. Is lief vir die woord van die Here. Daar is soveel getuienisse, liewe vriende, van manne en vroue wat ver in die wêreld was, en toe hulle tot bekering gekom het. Daarna het hulle die woord van die Here gelees en gelees en gelees en gelees. Tussen etenstye by die werk, liewe vriende, het hulle dit gelees. In die aande by die huis het hulle die woord van die Here gelees. Hulle het baie ander dinge, hulle het die TV en baie ander nonsens gelos, liewe vriende, en hulle die woord van die Here begin lees en lees en lees, na hulle tot bekering gekom het. En deur dit het die Here hulle gelei na 'n oorwinnende geestelike lewe om vervul te word met die Heilige Gees. So ek wil nie vanoggend dat u moet op 'n valse fondasie staan en dink, jochie jong, ek is nou vervul met die Heilige Gees, nou dat ek die woord van die Here begin lees nie. Dis nog voor jy in Kanaan kom, sal hierdie jou deel wees, en as jy in Kanaan is, sal dit aangaan. Net met meer krag. Dan, liewe vriende, sê die woord van die Here ook daarso vir ons, in Job 23 vers 12, sê hy, van die gebod van sy lippe het ek nie afgewyk nie, en die woorde van sy mond het ek bewaar, meer as my eie wet. Is dit nie 'n wonderlike ding om te doen nie? So lief vir die woord van die Here. Job sê, ek het my wette en my reëls hoe dinge gedoen moes word, en hy was 'n suksesvolle man, liewe vriende, so hy het goeie reëls en dinge in plek gehad, maar hy sê God se wet was nog bo my eie. En hy het dit so onderhou. Dan is daar 'n vierde wat die Here kom sê, liewe vriende, voor 'n mens die beloofde land moet ingaan, en dit is, ons moet altyd onthou, wanneer ons vervul wil word met die Heilige Gees, liewe vriende, is dit 'n boodskap eintlik om kinders van die Here te trek. Dit is nie 'n boodskap om kinders van die Here af te trek of mismoedig te maak nie. Ja, natuurlik gaan ons bewus word van ons onreinheid en ek gaan gereinig word, maar is 'n boodskap om my te trek deurdat ek sien die mooi wat daar is, wat ek kan wees, wat die Here wil hê ek moet hê. En ons sien dit daar in vers 10, staan hierdie woorde in Deuteronomium 6 vers 10. En as die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vaders Abraham en Isak en Jakob met 'n eed beloof het, die Here het beloof, die belofte van die Vader, die Heilige Gees het gekom, liewe vriende, en dis vandag nog 'n belofte vir elke kind van die Here, dit kan jou deel word. Eed beloof het om jou te gee, groot, en hoor nou hierdie, mooi stede wat jy nie gebou het nie. En dan gaan hy aan in vers 11 en hy sê, en huis vol allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke, die harde werk wat gedoen is, wat jy nie uitgekap het nie, die wingerd en olyfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word. Nou, liewe vriende, wie sal nou nie na so 'n land toe wil trek nie? 'n plek, liewe vriende, alles is klaar ingerig vir jou. Die beste is daar gereed vir jou. Die mooiste van mooi is daar. Alles is daar, liewe vriende. Al wat jy moet doen is, jy moet net intrek en dit geniet. Dis wat die belofte is. Dis wat die Here vir die volk gesê het. Dis wat hierdie land is.
Jy weet, die tyd terwyl die volk daar in die woestyn rondgeswerf het, liewe vriende, moet ons sê, die Here het eintlik wonderlik om voorsien. Is God nie getrou nie? Dink daaraan. Vir hierdie 40 jaar wat hulle in die woestyn rondtrek, liewe vriende, wat het die Here die heidense volke laat doen? Die Here gee vir hulle wysheid en hulle bou hierdie verskriklike mooi plekke en hierdie pragtige wingerde, alles wat suksesvol is en goed, liewe vriende. En die Here sê vir hulle eintlik, kry julle alles mooi in stand en reg, want julle moet dit vir my volk reg kry, hulle moet kom. En hulle het. En die dag toe die volk Kanaan inneem, liewe vriende, toe kry hulle hierdie pragtige stede met allerhande mooi goeders. God het voorsien. En nou kind van die Here, as jy vervul word met die Heilige Gees, dan is dit mos juist dit wat die Here vir ons kom gee. Daar in Efesiërs 3 vers 16 staan daar, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Hoor net hierso, ons sal die rykdom van God se heerlikheid sal jou deel word, kind van die Here. Die krag van die Here, wat jou sal versterk in enige situasie en enige ding wat gebeur, deur die Heilige Gees van God wat daar in ons innerlike mens is. Vers 17 sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Vers 18 en 19, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Nou watter kind van Here is daar wat sê, ek wil nie dit hê nie? En ons almal sê, Here, ons wil dit hê. Liewe vriende, ek kan nie begin om te probeer verduidelik nie, ek weet nie of daar mense is wat kan nie, maar ek gaan nie probeer nie, as vers 19 sê, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. Ek weet nie of ons kan beskryf hoe groot hierdie liefde van die Here is, vir myself en vir die wêreld. En dit gaan die Here in jou hart lewend maak, en insig gee in dit. Ver as wat enige kennis kan betref, liewe vriende. Daar kan ander mense wees, hulle mag die kennis hê, en die kennis maak hulle nou opgeblaas, en maak hulle hoogmoedig en selfverhewend, liewe vriende, en hulle mag baie slim voorkom, maar hulle het nie iets geestelik in hulle nie. Maar die kind van die Here, wat vervul is met die Heilige Gees, het hierdie liefde van die Here in sy hart, en hy doen net dood eenvoudig die regte dinge, nie soseer deur die kennis nie, maar omdat hy God lief het. Handel net dood eenvoudig met goeie gevolg, nie soseer oor ons so slim en oulik is nie, nee, net oor ons die Here lief het en ons doen net wat hy sê. En hierdie dinge word so lewend in ons harte, liewe vriende, dat ons die volheid van God in ons lewe kan hê. Daarom kind van die Here het voorsiening gemaak vir u om 'n oorwinnende, wonderlike geestelike lewe te hê. Die Here wil nog nooit hê, dat enigeen van sy kinders 'n ellendige geestelike lewe moet hê nie. Nog nooit wil die Here dit hê nie. Die Here wil hê dat daar 'n oorwinnende lewe moet wees. 'n Lewe van vrede en blydskap, 'n lewe van bruikbaarheid, 'n lewe wat aan die Here so oorgegee en toegewy is, dat ek my verbly om te sien hoe die Here in en deur my lewe kom werk. En God verheerlik word. Dis die begeerte wat die Here in die hart sal skep, dat dit moet wees dan ook. Maar nou was daar sekere dinge, liewe vriende, wat hulle moes onthou, wat hulle moes doen. En daar staan in vers 12 en 13, neem jou dan in ag dat jy die Here nie vergeet, wat jou uit Egipte, uit die slawehuis uitgelei het nie. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien. So, liewe vriende, die Here sê, onthou jou redding. Terwyl jy nou in Kanaan ingaan, moet jy onthou, toe jy in Egipte was, en die Here jou gered het, en die Here jou verlos het. Jy moet dit onthou. Dit help nie, ek kom in Kanaan in, en nou sê, ek gaan nou my handjies vou en rustig leef, en die lewe is nou net goed vir my nie, want nou begin dit weer net oor my te gaan, en dit is goed vir my, en ek is nou rustig. Nee, jy moet onthou die verlossing wat die Here bewerkstellig het, en aan hom getrou bly, en sekerlik nou in die goedheid wat die Here vir jou kom gee, nog meer aan hom toegewy wees, sodat ander by die Here mag uitkom. Liewe vriende, dis altyd die kind van die Here se taak, om dit te onthou. As daar in my hart
of in u hart hoogmoed na vore kom wanneer ons na iemand anders te kyk, liewe vriende, wat dalk nog nie gered is nie. En in my ondervinding gebeur dit nie baie maklik teenoor 'n ongeredde mens nie, maar dit kan. Nou kyk ek na 'n ongeredde mens en ek sien hoe 'n ongeredde mens is, dan dink ek, jong, ek is dan baie beter as jy's so slegte sondaar. As daai hoogmoed in jou hart is, liewe vriende, is daar 'n groot fout. Maar nou sê die Here ook, maar as jy in Kanaan is, moet jy ook onthou dat die hoogmoed nie in jou hart is, nie net oor Egipte nie, maar ook wat die woestyn betref. Wanneer ek 'n vleeslike kind van die Here sien. Liewe vriende, daar is kinders van die Here wat al die volgende vertel het. Hulle sê, hulle wou nie, hoor nou, dis skokkend. Hulle wou nie met hierdie persoon die evangelie deel nie. Want as hierdie persoon gered geword het, wat sou hulle vir hierdie persoon self dan nou oortref het met soveel ander dinge? Want hierdie ongeredde ou het nou klaar hierdie mooi geaardheid wat hierdie geredde ou dalk nou nie natuurlik het nie. Mense hou toe nou baie van hierdie ongeredde ou se geaardheid en nie so baie van die geredde ou se geaardheid nie. Want hy's net so bietjie vriendeliker en so meer wat ook al. Hulle hou net meer. Nou is hulle so bang as hierdie ou tot bekering kom, gaan niemand meer van my hou nie. Dis 'n verskriklike hoogmoed, verskriklike sonde om te dink dat ek nou iets besonders is, liewe vriende, en ek vergeet, die Here het my gered. As hy my nie gered het nie, wat sou ek gewees het? Dit mag nooit uit die hart wyk nie, liewe vriende. Ons moet dit onthou. 1 Korintiërs 6 vers 11 sê, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus, deur die Gees van onsse God. Onthou wat die Here vir u kom doen het. Liewe vriende, ons moet verder ook die belofte met die voorwaarde onthou, vers 18 wat sê, en jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die Here, en dat dit met jou goed kan gaan, en jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het. Onthou die belofte, die land is dan jou deel daar, maar die voorwaarde is, jy moet doen wat goed en wat reg is voor die Here. Jy weet, ons sien dit nie net daar nie, ook met Abraham in Genesis 17 vers 1 staan daar, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Liewe vriende, ek dink wat ons dalk moet aangryp in hierdie teksvers is, Abraham was 99. En die Here het nog steeds vir hom gesê, wandel voor my aangesig. Die belofte bly jou deel, maar wandel voor my aangesig. En dis wat die Here van ons as sy kinders vra, wandel voor my aangesig. Nou, liewe vriende, dis jammer dat baie mense se lewe eintlik soos die volgende slide lyk, die belofte met 'n voorwaarde. Daar's niks. Hulle kan nie sê en praat oor die belofte van die Here van die beloofde land nie. En hulle kan ook nie sê dat hulle weet wat die voorwaardes is of daarby hou nie, dat hulle dit net nie meer doen nie. Dit is net nie meer daar nie. Dit is weg uit hulle hart uit. En hierdie mag nie wegraak uit 'n mens se hart uit, liewe vriende. Die sewende wat ek vir u wil noem, liewe vriende, is dat daar moet altyd 'n verwagting wees vir iemand wat vervul wil word met die Heilige Gees. Jy gaan 'n verwagting hê dat God groot dinge vir jou gaan doen. Jy gaan 'n verwagting hê dat God se eer sekerlik na vore sal kom. Genesis sê, Deuteronomium 6 vers 20 en 21 sê, as jy seun jou later vra en sê, wat beteken die getuienis en die insetninge en die verordeninge wat die Here, onse God, julle beveel het, dan moet jy aan jou seun sê, ons was slawe van Farao in Egipte, maar die Here het ons deur sy sterke hand uit Egipte uitgelei. Liewe vriende, hierdie is 'n teks wat my geweldig baie raak, as ek dink aan die tyd waarin, wel nie net nou nie, maar wat soveel mense se lewe eintlik verongeluk het. Liewe vriende, God het 'n standaard, is ek reg? Daar's dinge wat die Here vra, wat 'n kind van die Here moet doen, wat die wêreld nie doen nie, is ek reg?
Sondag byvoorbeeld is Sondag, is die dag van die Here. Nou is daar dinge wat ons nie doen op 'n Sondag nie, want dis die dag van die Here. Is ek reg? Nou kom die kinders en hulle sê, hoekom mag ons nou nie op 'n Sondag kruideniers gaan koop nie? Nou sê ons, maar die kerk sê so, of ons het nou maar so groot geword al die jare. Nou sê die kinders, ja maar, ons is so besig deur die week, wanneer moes ons nou kruideniers gaan koop het? Kan ons nie maar vandag gou gaan koop nie? En liewe vriende, ons begin te redeneer die kant toe en daai kant toe, en ons begin al die redenasies teen mekaar afspeel, en weet jy wat? En die duiwel wen die hele pad. Want die antwoord wat gegee moes word is doeteenvoudig dit, vers 21, ons was slawe van Farao in Egipte, maar die Here het ons deur sy sterke hand uit Egipte uitgelei. My kind, die rede waarom ons nie op Sondag koop en verkoop nie is, ek was nie 'n kind van die Here nie, maar ek het die Here vertrou om my siel te red. En die Here vra dat ons sy dag heilig. Punt. Dis dit. Daar's nie meer om oor te sê nie. Maar jy sien, liewe vriende, as die verlossing van die Here nie meer 'n werklikheid in my lewe is nie, begin ek met wêreldse redenasies oor God se standaarde redeneer. Maar as die verlossing van die Here werklikheid is, dan sê ek, man, die Here het my siel gered, dis wat hy van my vra. En nou, as ek in die beloofde land intrek, en ek wil die seën van God oor my lewe behou, moet ek nog steeds doen dit wat hy vra. Eenvoudig so. Liewe vriende, dis waar dit moet kom. So, liewe vriende, ek wil net afsluit om hierdie, as u moet getuig, liewe vriende, en dis die verwagting wat daar sekerlik is. Here, as ek in hierdie beloofde land ingaan, gaan ek kan getuig. Hoor nou hierdie opgewondenheid. Ek gaan kan getuig teen my kinders. U sê vir my kinders gaan my vra, wat beteken hierdie getuienis, daai klippe wat hulle daar gesit het? Wat beteken hierdie klippe? Hoekom is hulle daarso? U sê vir my, hulle gaan my vra. Ek kan nie wag vir daai dag as hulle my vra nie, Here, want dan kan ek getuig en vertel van wat u kom doen het. En u hulle mag red, of hulle mag algeheel aan u oorgee, of hulle algeheel aan u mag toewy, maar dit mag gebeur, Here, ek kan nie wag dat dit moet gebeur nie. Dit behoort te wees met die kind van die Here. En so vir enige vreemdeling wat my mag vra, mag ek getuig, liewe vriende. My lewe sal getuig, net doeteenvoudig oor ek by God se orde hou. En liewe vriende, en nou hierdie verwagting, as jy gaan getuig, liewe vriende, dat u hierdie 3 wil ek net so vinnig vir u daar noem. Die eerste 3, hy sê, dat u sal getuig van die stand van die verlede, vers 21, ons was in Egipte, ons was verlore, ons was nie kinders van die Here nie, maar die Here het my kom red, getuig daarvan. En dan getuig jy van God se regverdige oordeel, dis daar in vers 22, ek gaan dit vir u lees, hy sê, maar hy sê die woorde in vers 22, sê die woorde, hy sê, en die Here het groot en onheil deurbringende tekens en wonders voor ons oë in Egipte aan Farao en sy hele huis gedoen. Liewe vriende, die Here het 'n regverdige oordeel getref. En ons vertel hoe die Here se oordeel oor sonde was. En dan, liewe vriende, word daar getuig van die genade van die Here in vers 23, hoe die Here al dan uitgelei het en ingebring het in hierdie land wat hulle dan nou in is. Liewe vriende, ek as kind van die Here moet kan getuig teenoor my kinders as jong, ek was verlore, ek het nie die Here geken nie, en ek was onder die oordeel van die Here, maar hy het my kom red. My kinders, my getuienis ken, liewe vriende. Hulle moet weet hoe pa en ma tot bekering gekom, hulle moet weet. Hulle moet nie net groot geword het, en nou maar gesien het pa en ma ken die Here nie, hulle iewers moet pa en ma hulle getuienis met die kinders deel. Jy moet dit kan vertel. En ek dink dis hier waar ons volk in 'n groot mate gefaal het. Behalwe dat daar baie is wat nie getuienis het nie, is die wat getuienis het dit nie met die kinders gedeel nie. Die kinders moes nou maar net hoor, pa en ma is gered, en dis dit. Maar hulle weet nie hoe pa en ma tot bekering gekom het. Liewe vriende, dis hoekom ons vervul word met die Heilige Gees om getuies te wees.
En dan wil ek die laaste 3 vir u noem, liewe vriende. Die eerste een wat ek wil noem, dit waarvan ons getuig ook van die versekering van God se getrouheid. Vers 23 sê, en hy het ons daarvan uitgelei en om ons in te bring, sodat ons die land kan gee, sodat hy ons die land kan gee, wat hy aan ons vaders met 'n eed beloof het. God is getrou. Dit wat hy gesê het, het hy gedoen. Ons moet kan getuig van die getrouheid van die Here. Ons moet getuig, liewe vriende, sekerlik daarvan om hulle in hierdie getuienis te waarsku teen sonde. Dis 'n belangrike deel sekerlik wat in 'n getuienis na vore kan kom. En dis in Deuteronomium 6 vers 24 wat sê, en die Here het ons beveel om al hierdie insetninge te volbring, om die Here ons God te vrees, dat dit met ons altyd goed mag gaan en ons in die lewe te hou soos dit vandag is. So liewe vriende, al die ou kindertjies wat daar in Kanaan gebore is, het nie geweet van Egipte en die woestyn en al die dinge, hulle het nie geweet van dit nie. Maar daar's klippe opgerig, liewe vriende. En behalwe die klippe wat opgerig is, was daar mense se lewe, die volk se lewe, hoe hulle geleef het, hoe hulle die Here gedien het. Moes hierdie kinders se lewe geraak het. En iewerste het die kinders dan hierdie vraag dan gevra, waarom doen ons al hierdie dinge? En ons getuig nie net van ons redding nie, ons waarsku hulle en sê, jong, ons moet doen wat God sê. As ons nie doen wat God sê nie, verloor ons al sy seëninge oor ons lewe. En nou vra ons, hoekom gaan dit met Suid-Afrika soos dit gaan? Want God se seën is nie meer oor Suid-Afrika nie. Ek vra vir die liewe vriende, moenie deel word van die res van Suid-Afrika nie. Wie is deel van die kinders van God oor wie die Here nog sy seënende hand kan hou? Deurdat u doen wat die Here u beveel. U hou by sy verordeninge en sy insetninge. Dit moet sekerlik gebeur. Dan, liewe vriende, is daar natuurlik 'n getuienis moet altyd tot aansporing dien. En dis die laaste wat ek vir hier wil noem. En dis in vers 25. En dit sal geregtigheid vir ons wees as ons sorgvuldig al hierdie gebooie hou voor die aangesig van die Here ons God, soos hy ons beveel het. Dit sal dien tot ons seën. Die aansporing, dis wat moet gebeur. So, liewe vriende, waarom moet u vervul word met die Heilige Gees? Oor die wonderlike seëninge wat in die Here Jesus Christus is. Dit gaan beteken dat jy die lewe algeheel aan God moet toewy. Dit gaan beteken dat jy gaan ontdek, daar's 'n onreinheid in my waarvan ek gereinig moet word, en dank die Here deur die bloed van die Here Jesus Christus, hy reinig ons. En dit gaan dan sekerlik daartoe bydra dat ek sê, Here, ek wil 'n getuie wees. Ek wil 'n bruikbare instrument in die hand wees. Ek gaan nie net hier, net op aarde, maar aangaan en leef tot hy kom nie. Nee, daar's 'n oorwinnende lewe en ek wil saam stry in die gebed. Ek wil saam stry deur die woord in my hart, deur getuienis. Ek wil saam hierdie saak begin doen. En liewe vriende, en dis hulle wie God kan kom seën. Nie net op geestelike gebied nie, die Here sal sorg op tydelike gebied ook. Hy sorg. Maar dit is verkeerd van my. As ek wil hê die Here moet my tydelik seën, maar die geestelike wil ek nie hê nie. Die Here laat hom nie bespot nie. Daarom sê die skrif, moenie julle kwel oor julle klere wat julle sal aantrek en wat julle sal eet en wat julle sal doen. Maar hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Kinders van God. En wil jy vanoggend oproep om die Here te gaan soek om in die beloofde land in te gaan. Dat die Here u lewe mag kom ondersoek en te sê, Here, kom kyk in my lewe, as daar dinge is wat tot oneer van die naam is, kom praat met my, en dat ek dit kan regmaak, sodat ek skoon kan wees, dat u my kan kom inbring in die beloofde land in. Here, dat daar niks sal wees wat tussen my en u is nie, want ek wil algeheel aan u oorgegee wees. En daar's dinge dalk nou in my lewe wat ek nie bewus is van nie, wat vir u hinder. Maar ek is nie bewus daarvan nie. Kom wys dit vir my, Here. Maar ek moet in die beloofde land ingaan. En as ek daar ingaan, Here, ek kan nie wag om 'n getuie vir u te wees nie. Ek kan nie wag om te vertel van wat u kom doen het nie. Ek kan nie wag dat my kinders kom vra, wat het gebeur? Hoekom het pa of ma verander? Ek kan nie wag vir daai vraag nie.
Ek kan nie wag dat die vriende en die familie en die mense by die werk vra, wat het met jou gebeur? Hoekom het jy verander? Hoekom is jy so? Jy is nie meer daai koi ou van vroeër nie. Wat het gebeur in jou lewe? En na die getuienis kan kom. Mag u hart gaan ondersoek om in te gaan. Liewe vriende, die Pinksterdienste kom. Ek sê nie, jy moet dan nie eens ingaan nie. Maar begin die Here te soek. En mag die Here vir u naby hom bring. Amen. Kom ons buig die hoofde. Liewe vriende, as daar enige persoon vanoggend is wat sê, ek wil 'n oombliekie agterbly, saam bid, u is welkom, doen dit. Ons gaan met die Here deur. As jy huis toe gaan en die Here daar gaan soek in hierdie tyd, liewe vriende, mag u die Here ontmoet. Mag jy in alle erns tyd maak met die woord van die Here en tyd in gebed nie gaan sien wat God vir u kom doen. En jy gaan Kanaan in, 'n wonderlike lewe wat God beloof vir elke kind van God. Mag die Here u dan help. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Dankie Here dat daar 'n oorwinnende geestelike lewe is wat wag, wat ons nou kan ervaar en kan beleef in hierdie teenwoordige, bose, sondige geslag. En Here, en dat u daarin vir ons kan kom aanwend as instrumente, getuies in die hand. En ons wil dit so graag doen, Here, want ons besef, die tyd is min. En die liefde wat u in ons hart uitstort vir siele wat verlore gaan, is so oorweldigend. Die liefde wat u in ons hart uitstort vir u self, dat u verhoog word, is so oorweldigend, dat ons nie anders kan, as om hierdie begeerte in ons hart te hê nie. Daarom bid ons daarvoor, en ons vra dat u dit ook so sal kom seën. Amen. Kom ons gaan afsluit, liewe vriende, met 'n lied soos hy daar op die bord ook is, Gesang 40, kom ons sing dit saam. U goedheid, Die seën van die Here gaan in vrede as jy vrede het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met julle elkeen. Amen.